Julle het seker nou, of die van julle wat nie weet nie, ek is Arthur Simon. Ek is 'n skaapboer van Platkop. En ons lees in die Bybel, mos nog maar nog 'n skaapboer. Amos was 'n skaapboer van Tokia. En elke stukkie wat hy gesê het, elke stukkie wat opgeteken is, begin deur te sê, en die Here het gesê, of so sê die Here. En omdat ek seker is, dieselfde gees wat in Amos was, dieselfde gees wat elke Sondag hier in Gert is, as hy met ons praat, dieselfde gees is in my. En ek wil my net oopstel en vra, Here, spreek U met ons. Ek wil graag vir Janelle baie dankie sê. Sy is nou nie vandag hier nie. Het ek eers my laptop hier reg kry. En as die tegnologie my nou hier in die steek laat, dan moet julle ook maar geduld. Maar Janelle het vir my gehelp met die skyfies en die media span daar. Sal dit vir ons vertoon, sodat julle my net so bietjie kan opcheck. Ek wil graag hê, ons moet vandag ook so bietjie teruggaan, soos hulle sê, on memory lane, en kyk, hoe getrou en hoe lief God ons werklik het. Toe Ellen nou 14 dae terug skielik uit die bloute uit vir my op my skouer druk en sê, die Heilige Gees sê, ek moet vir jou sê, die Here het jou ontsettend lief. Toe het die Heilige Gees met my begin praat in die rigting van hoe lief God ons werklik het. En dan wil ek nou vanoggend in die eerste plek vir jou sê, vir elkeen van julle, God het jou verskriklik lief. Maar dan ontstaan die vraag by my, waaraan meet ons God se liefde? Ons almal ken die regte antwoord in Johannes 3 vers 16, waar staan, God het die wêreld of vir jou of vir my so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ons gered kan word. Dit is die regte antwoord. Maar ons is so geneig om God se liefde te meet aan die aardse dinge, aan voorspoed, aan gesondheid, aan geluk en so meer. Jy reken dalk vandag dat God jou baie lief het, omdat jy hier kan sit, gesond. Jy het nie groot skade gehad met die storms nie, en so meer. Maar wat moet die een dan sê, wat vandag hier sit, of wat nie eers hier kan sit nie, wat siek is, wat groot skade gelei het? Ons moet onthou, hier selfs mense tussen ons vandag, wat in sulke situasies is. Ook mense wat nie eers weet waar vanmiddag se kos vandaan gaan kom nie. En wat moet iemand sê? Ja, soos Luke, wat 'n paar sondae terug hier gepraat het, wie se ma dood is toe hy jonk was. Wat moet 'n ou sê, soos Antoni, wat sy vrou verloor op 'n jong ouderdom?
Ek wil hê ons moet eerder sê, ons moet God se liefde meet aan die tweede kans. Die tweede kans wat hy ons gee. Het sy om te bly lewe, of het sy om reg te maak na die sonde of die versuim van gister? God is 'n God van tweede kanse. In Efesiërs 2, daar vers 3 tot 4 lees ons, vanweë ons sondige natuur moes ons almal sterf, soos die wêreld se sondaars. Maar deur God se genade, omdat hy ons innig liefhet, kry ons nog 'n kans. As ek die versies wat op die bord val, so effens in my eie woorde vertaal, dan dit is maar mos nou waarop dit neerkom. Ons weet nie eers van al die tweede kanse wat God ons gee nie. Wat God ons gee om te bly lewe nie. Jy weet, ons ry Kaap toe en ons bid, Here, bewaar tog, bring ons veilig terug. Ons kom veilig hier aan, terug. Vergeet selfs om dankie te sê, Here, ons is veilig terug. En ons weet nie hoe naby die ongeluk of die dood by ons verbygegaan het nie. Ja, God se kanse om ons, die God wat ons die kans gee om te bly lewe, is 'n bewys van sy liefde. Maar ek dink sy grootste bewys van sy liefde is die kans wat hy ons gee as ons geval het, as ons gesondig het. As ons praat van nog 'n kans om te bly lewe, is ek seker, hoe sê hulle, 'n sprekende voorbeeld. Baie van julle weet, ek het op 45 hartaanvalle na omlyning, op 60 hartaanvalle na omlyning, op 70 'n stent. En so kan ek aangaan. Nou die dag het die ou tieker weer op loop gesit. Maar God gee my elke slag nog 'n kans. Ek wil net graag, soms so 2 wat julle nie van weet nie, uitlig, soms so vir interessantheidshalwe. My eerste kans, dink ek, om te bly lewe, was hier in hierdie gebou. Julle weet mos, dit was 'n graanskuur. En ons het ons graan hier afgelaai en ek was seker so 5 jaar oud. En ek het van die lorry afgeval op my kop. En was 'n hele paar uur bewusteloos. En ek het nou nog die duikie agter my kop van die val. Maar God het my 'n kans gegee. Kan 'n mens 'n groter kans kry? Die ander kans wat ek julle net vinnig wil sê is, toe ek so 40 rond was, het 'n trekker sy agterwiel oor my onderlyf geloop. En ja, die werksmense het my uitgedraai huis toe en ek het gesê, laat my tog nou maar net hier op my eie bed lê, laat ek nou maar hier doodgaan. Maar Wilma het gesê, jy kan nie dit aan my doen nie, ek het 4 klein kindertjies. Sy het vir die werkers gesê, laai hom in die kombi en ry dorp toe. Soos ons ry het ek gebid, al die pad, en ek glo sy het saam gebid. En toe ons hier oor die treinspoor gaan, hier aan die kant, toe ons oor die treinspoor ry, toe sê ek vir haar, jy kan maar omdraai, ek maak hier niks. Toe het God my in 'n oomblik totaal genees. Ons is logies nog aan hospitaal toe.
dokter het maar met groot gedruis gekyk, geen ekstrale goede, geen breuke, net so 'n plekkie op my bout waar die vet uitgebars het, en verder makeer ek niks. Groot voorbeelde van die liefde, groot voorbeelde van die liefde wat God vir my het. Maar as ek terugkyk aan hierdie lewe vol kanse, dan sê ek nog altyd, die kere wat God my 'n kans gegee het, toe ek geval het, toe ek gesondig het, toe ek versuim het, die kans gegee het om weer op te staan. Dit is vir my 'n nog groter voorbeeld of bewys van sy liefde. Ek wil graag hê ons moet kyk na 'n paar ouens in die Bybel wat tweede kanse gekry het. En dan moet ons kyk dalk met wie van hulle kan jy die beste identifiseer. Daar's honderde mense in die Bybel wat kanse gekry het, tweede kanse. Want God is 'n God van tweede kanse. Maar ek wil by Adam begin in Genesis. Ek moenie bekommerd wees nie, ek sal nie aangaan tot by Johannes in Openbaring nie. Net so 'n paar uithaal. Adam kry 'n opdrag in Genesis. Ek dink dit is, reg aan die begin, julle sal weet, van hierdie boom mag jy nie eet nie, anders sal jy sterf. En Adam is ongehoorsaam. Hy doen dit, hy eet, hy luister nie. In sy groot liefde roep God na Adam en sê, Adam, waar is jy? Hulle ken hy stukkie van hoe God in die aandwind deur die paradys geloop het. God roep hom, waar is jy? Gelukkig antwoord Adam en sê, hier is ek het gesondig, ek bely. Adam probeer wel dan sy sondes bedek met blare, sy naaktheid van sonde bedek met blare. Hy werk blare aan mekaar om sy sondes weg te steek. Hoe klink dit nie ook vir julle bekend nie, dat ons ook dikwels wanneer ons afdwaal en sondig, dan wil ons die goed, ek wil amper sê die lelike goed toemaak met goeie dade, met kerkbywoning, met tiendes, met wat ook al. Gelukkig gee God vir Adam 'n tweede kans en hy maak vir hom velklere. Daar in Genesis 3 vers 21 staan dit, dink ek. God maak vir Adam velklere en die bloed van die diere, van die velle, wys alreeds vir ons vorentoe na die bloed van Jesus Christus, wat vir ons vrymaak van ons sondes. Die tweede ou wat ek nou wil kyk is Kain. Kain probeer God behaag deur die regte ding te doen, deur te offer. Abel, weet julle, offer ook. Abel se offer word aangeneem, nie omdat dit 'n vleisoffer was en die ander ou se 'n vrugteoffer nie. Kain se offer word nie aangeneem nie, omdat die gesindheid van sy hart nie reg is nie. En God waarsku hom. God sê vir hom, ek dink is daar 4 vers 7, God sê, die sonde daar buite lê wag vir jou, maar jy kan oor hom heers. Maar Adam luister nie,
Adam neem nie die waarskuwing, Kain neem nie die waarskuwing ter harte nie. En sy sondige gedagtes gaan oor in sondige dade. En op die ou end in vers, dan roep God weer vir hom, vers 16 en sê, as Kain kla, die straf is te groot, dan sê die Here vir hom, ek sal vir jou 'n teken gee, sodat jy nie doodgemaak sal word nie. Dit herinner my ook aan die engel wat die nag met die Here se geboorte gesê het vir die herders, ek sal vir julle 'n teken gee, wat die verlossing bring. Hulle het dit gevat, Kain nie, vers 21 rond lees ons, Kain het weggegaan van God af, en in 'n ver land gaan woon. Die volgende man, wat ek nou wil verwys is Moses. Moses se eerste kans ken julle almal. Die baba en die mandjie in die Nyl. Almal die kinderbybel en al die stories. Moses se lewe word gered toe hy nog klein was. Maar dan in Eksodus 2 vers 15 lees ons dat Moses se ou doodgeslaan het. En dat hy daarom vlug die woestyn in. Weereens, as ons sondig, is ons geneig om te vlug, veral as dit ek wil amper sê 'n lekker sonde is, om weg te vlug van God af, om verder leef van God af. Maar God, in sy groot liefde, gee Moses nog 'n kans. Hy roep uit die bos, uit die brandende bos uit, vir Moses, en Moses sê, hier is ek, en toe praat God met hom. Jy weet, dit is in 'n brandende bos, 'n vreemde situasie. God praat dikwels met ons ook, op vreemde maniere. Kan wees deur drome, deur die natuur. Ja, of selfs deur iets wat Gert hier van die kansel of van die podium af sê, wat vir ons vreemd is. Soos talespraak, soos profesie, soos gesondmaking en so meer en so meer. Maar ek vra mooi, moenie sê dis vreemd, dis nie vir my nie. Gaan nader, ondersoek en kyk, en God sal met jou praat. Ek wil nie afdwaal van my tema af, maar net gou dit, persoonlike ervaring. Ek het nie 'n taal nie. En ek het God al baie gebid in die verlede vir die gawe van 'n taal. En luister mooi wat God vir my gesê het. 'n redelike lang antwoord, duidelik gepraat het. Hy sê vir my, hoekom wil jy 'n taal hê? Is dit om die gemeente te stig? Of is dit maar net om te sê, ek het 'n taal? Jy gebruik nie eers die gawes wat ek jou gegee het, ten volle nie. Gebruik wat ek jou gegee het, en ek sal vir jou gee, gawes gee, soos ek wil. Dan 2 Korintiërs 12 vers 11 lees ons die laaste sinnetjie daar sê, die Gees gee die gawes soos hy wil. Hoor my mooi, die gawes van die Gees is belangrik, almal. Al die gawes is belangrik.
Vra God vir 'n gawe. Vra God moet aan jou openbaar, wat is jou gawe? En gebruik wat God jou gee, tot sy eer. Terug by Moses. Moses kry nog selfs 'n derde kans. Hy is ongehoorsaam destyds aan die wet en hy besny nie sy kinders nie. En God kry hom op pad Egipte toe en sê vir hom, die Bybel sê hy wil hom doodmaak weens sy ongehoorsaamheid. En sy vrou help hom, hulle besny die kinders en sy raak met die bloed aan Moses en sê, nou is jy my bloedbruidegom. Weereens, die tweede, derde kans van die bloed van Jesus Christus, wat ons vrymaak. Gelukkig is Jesus of is Christus se bloed ons redding. Die Heilige Gees sal ons so lei dat ons gehoorsaam aan God sal wees. Iemand wat nie haar tweede kans gebruik het nie. Lot se vrou. Abraham pleit vir Lot en sy familie in Sodom. God red hulle uit Sodom, uit die sonde. Lot is gehoorsaam. God sê vir hulle, julle moet nou gaan en julle moet ver gaan en so aan. En moenie omkyk nie. God is gehoorsaam en hy gaan. Maar sy vrou bly omkyk en hinker en haar kans is verby. Sy is reeds gered en dan bly sy terugval en terughinker. Ons wat gered is deur die bloed van Jesus Christus. Hoeveel keer kyk ons terug met verlange na die wêreld? Hoeveel keer buig ons oor om die standaarde van die ek het seker verkeerd gepraat, nou hoeveel keer kyk ons terug na die genietinge van die wêreld, ja. En hoeveel keer buig ons oor om die wêreldse standaarde na te kom. God gee ons die kans in Jesus Christus, maar ons moet dit aanvaar. Volgende man is Samuel. Samuel het groot geword in die kerk, maar hy het nie die stem van die Here van God geken nie. Toe God na hom roep, het hy nie geweet, dit is God nie. En dit is ons as ouers se plig, om ons kinders te leer, hoe om God se stem te hoor. Maar dan moet ons self ook eers weet, hoe ons God se stem hoor. Toe Samuel sê, ja, Here, praat maar. Toe hy besef, dis God wat met hom praat. Toe het God sy lewe lank saam met hom geloop en hom een van die grootste profete gemaak wat ons in die Bybel van lees. God het nie een van Samuel se woorde onvervuld gelaat nie. Nog net die Samaritaanse vrou by die put in Johannes 4 vers 39. Sy gaan nader, sy gaan praat met Jesus. En deur die feit dat sy nader gegaan het, hoor sy, en sy gaan vertel vir haar dorp, en dan staan daar, baie mense het tot geloof gekom, deur wat sy vir hulle vertel het.
Hoeveel van ons kan werklik sê, baie mense het tot geloof gekom, deur my voorbeeld, of deur dit wat ek sê? Ek som op. Adam het geantwoord, en is gered. Kain draai sy rug op God, sy kans is verby. Moses antwoord, en kom nader. Sy vrou help hom oor die laaste struikelblok. En hy raak 'n man van God, wat die Bybel sê, het 'n face-to-face relationship with God. Lot word gered omdat hy gehoorsaam is. Maar sy vrou bly hinker na wat agter is en gaan verlore. Samuel antwoord, word 'n profeet. En die Samaritaanse vrou se ontmoeting lei tot baie wat tot geloof kom. Ek sê weer, God het jou verskriklik lief. Dit is nie sy wil dat iemand verlore gaan nie. Ons sien dit ook daar in 2 Petrus 3 vers 9. God roep by herhaling. En asseblief antwoord. Want as jy nog nie gered is nie, wil God jou graag red. As jy gered is, wil God jou gebruik. Vir julle wat God ken, wat kinders van God is, maar wat nie toelaat dat die Heilige Gees jou ten volle jou lewe beheers nie. Maak vandag 'n besluit. Sê van vandag af sal ek gehoorsaam wees. Ek dink so baie keer, of ek het nou die aand weer, toe ek in die kamer inkom en die verwarmer, die heater staan daar. En daar is so, verskoon die deur mekaar, daar is so 'n pilot vlammetjie wat daar brand. Toe herinner dit my weer daaraan, dat almal van ons wat sê, Jesus is my redder, almal van ons wat kinders van God is, het die Heilige Gees. Die Heilige Gees, 'n persoon. Jy kan nie vandag 'n bietjie kry en môre weer 'n bietjie nie. Die Heilige Gees is in jou. Die pilot vlammetjie is daar. Maar dan as ons daai knoppie draai op 1, dan kom maar so 1 plaatjie aan. Op 2, dan kom maar nog 'n plaatjie aan. Op 3, as nog 'n plaatjie. En dan raak die vertrek lekker warm. Ons moet net oorgee aan die Heilige Gees wat in ons is. Dit is vir my, ons kan dit noem net wat ons wil, die vervulling, die daaglikse vervulling met die Heilige Gees, wil ek amper sê die daaglikse gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Die Heilige Gees is daar. Mense luister net en leef volgens die leiding van die Heilige Gees. As daar dalk vanoggend iemand is wat nog nie kan sê ek is gered nie, neem tog vandag die besluit. Dit mag die laaste kans wees. God praat vandag met jou, met almal van ons. Wat gaan jou antwoord wees? Sal ons sê, hier is ek, Here, gebruik my. Of hier is ek, Here, red my. Moenie die kanse wat God gee, laat verbygaan nie. Dit mag miskien die laaste kans wees. As daar iemand is wat gebed nodig het, vir redding, vir wat ook al, hiervoor sal mense wees wat na die tyd saam met julle kan bid. Ek wil julle nou seën en vra
Geniet die koffie, geniet die samesyn. As julle opstaan, dan sal ek die seën van die Here afbid oor ons. In die naam van Jesus Christus seën ek julle. Mag God jou elke dag bewus maak van sy liefde en vir jou nog 'n kans gee. Amen.